Hey, goeiemiddag almal. Vertrou dat dit goed gaan met julle. Net 'n vinnige update. Ek is nog steeds okay. Baie dankie. Ek is nog altyd op die wissel, soos julle kan hoor, dit raas. Maar ek is okay, dankie. Ons is almal okay. My familie, Charlene en die kinders is okay. Kinders gaan ons maar nog nie skool toe nie. Hulle is besig met online teaching en online schooling, maar hulle is alright. Ons gesels heeldag, elke dag. Gister het iets gebeur wat in die geskiedenis van hierdie land nog nooit gebeur het. Hulle het die hele olieveld ge-evacuate. Wat beteken, ons was deel van die spanne wat ander mense gaan help het en opgetel het. Ons het 80 bemanning by ons gevat en hulle land toe gebring. Mense, kinders, ek het nog nooit so iets gesien nie, man. 'n span poging. Al die wessels in die olieveld, en ek praat van, dit is seker oor die 60 wessels. Van dit is duikwessels, van dit is drillwessels, van dit is supply wessels, van dit is wessels wat pyp lê, etc. Set wessels, air wessels. Elke wessel het na 'n platform toe gegaan, of platforms toe gegaan en mense opgetel en land toe gebring. 4150 mense is gister ge-evacuate uit die olieveld vir safety measures. Ons lê tans net buite Qatar. Ek is seker so 20 minute van die huis af, maar ons kan mos maar nog nie huis toe gaan nie. Kom ek wys vir julle waar lê die wessels. Soos daar is net aan een kant. Al die wessels wat julle daar sien. So ons lê net hierso. En dan hoop ons vir die beste. Ek is vir die Here dankbaar vir die positiwiteit. Dankie vir die gebede. Dankie vir die comments. Ek waardeer dit. Maar ons is okay. As een van daai situasies waar as absoluut niks wat ons kan doen behalwe om die Here te vertrou nie. Dit is maar dit. Ek sê gister vir iemand, hy sê vir my, Jessie Josh, I admire your calmness. Want hierso kan die manne ook lekker mekaar laat paniek met conspiracy theories en klomps. Die storie kry soveel sterkies. En hy sê hy admire my vermoë om kalm te bly. En ek sê vir hom, ek kan mos nie heeltyd praat dat ek 'n kind van die Here is en dat ek die Here dien en aan God vertrou. En wanneer situasies soos die gebeur, daar hardloop ek soos 'n hoender met 'n afkop en ek paniekie. Dit is dan reeds nou 'n geleentheid om geloof in aksie te wys. Om vir iemand soos hy, wat nie die Here dien nie, en wat nie die Here ken nie, hy dien 'n ander God. Vir hom om na my toe te kom en sê, "Jo, ek admire jou kalmte. Wat is jou geheim?" En ek sê vir hom, my geheim is my geloof in die Here. My geloof in die wete dat my lewe aan die Here behoort. En alles wat gebeur om my, in my en met my, gebeur met God se goedkeuring. So wanneer ons die Onse Vader gebed bid, ek sê vir hom, en dan is daar 'n gedeelte in die gebed wat sê, "Laat U wil geskied." Dit beteken ek gee die Here toestemming om met my te maak net wat hy wil. Wanneer hy wil, hoekom hy wil. Dit hoef nie vir my sin te maak nie, dit hoef nie vir my te benefit nie. As die Here 'n ding doen, is dit wel gedaan. So ja man, ons is vol moed. Ons is vol moed. Ons weet nie wanneer ons gaan afklim nie. Die company het net vir ons sit gemaak en gesê, luister, soos altyd, julle word vol betaal elke dag. Ons is jammer vir die situasie, maar ons het ook die antwoorde nie. Ons wag maar om te hoor wat die government sê. Maar soos julle kan sien, en vir al die commercial divers reg oor die Gulf, hier is soveel vriende van my wat uitgereik het, wat in dieselfde situasie sit. Dis mense in die comment section wat sê, hulle families is hier. Kom ons unite, en kom ons staan saam in gebed, en ons vertrou die Here, man. Ek garandeer julle, die ding het 'n duisterde agenda. En die Bybel bemoedig ons dat ons fight is nie teen vlees en bloed nie, maar teen magte, owerhede, dinge in die geestelike realm wat onstabiliteit in die wêreld wil bring. Ons breek dit. Ons stel dit kragteloos. Ons verklaar dat die Here nog steeds magtig is, dat hy kragtig is en dat hy in staat is om ondeurgrondelike dinge te verrig. Mag julle 'n fantastiese dag hê. My skof is klaar. Ek is moeg gestudie. Ek het die hele tyd net gestudie. Nou gaan ek 'n bietjie gym, met die familie praat en dan gaan ek rustig wees. Die Here seën vir julle. Blessings man.